Hallo julle, in hierdie video kyk ons na nog 'n voorbeeld vir die fundamentele telbeginsel. Hierdie slag wil ek 'n kode maak wat bestaan uit 3 syfers en 5 letters. En die syfers en letters mag nie herhaal word nie. Goed, Sarah besluit om slegs die volgende syfers en letters te gebruik. Vir syfers gebruik hy 4, 5 en 8 en vir letters B, D, F, K en P. Nou die vraag, hoeveel moontlike kodes sal Sarah maak? Bereken die waarskynlikheid dat die eerste plek 'n letter sal wees en die tweede en derde plekke nie 4 sal wees nie. Bereken die waarskynlikheid dat die 6ste plek F of 'n K sal wees en die waarskynlikheid dat die kode met 'n P sal eindig. Nou ek wil dit heel prakties maak, so ek het hier klaar ons 4 syfers, 4, 5 en 8 en ook ons 5 letters en hier is die plekhouer vir my 8 syfer kode, of ja, nie almal syfers nie, 3 van hulle is letters. Nie almal letters nie, 3 van hulle is syfers, 5 van hulle is letters. Nou ja, ons begin sommer dadelik met vraag 1. Goed, hoeveel moontlike kodes kan Sarah maak? Nou jy sien, hy het presies 8 dinge gekies. 3 letters, 3 syfers, 5 letters. So daar's presies 8 dinge wat ek in 8 plekke wil rangskik, so dit gaan wees 8 fakulteit. En 8 fakulteit is gelyk aan 40320. So dis hoeveel moontlike maniere hy sy 8 keuses sal kan rangskik. Nou vraag 2 sê, bereken die waarskynlikheid dat die eerste plek 'n letter sal wees en die tweede en die derde plekke nie 'n 4 sal wees nie. Nou ja, hier is dit nou waar my 8 plekke hier en my keuses hier handig gaan wees. Die eerste plek moet 'n letter wees. So as ek kyk na waaruit ek kan kies, het ek 5 moontlike letters. So daar vir die eerste plek moet ek kies uit 5 dinge. Nou, as ek klaar een gekies het, maak nie saak watter een ek gekies het nie, sê nou maar dit was die K, nou skuif ek hom uit, want ek is klaar met hom, en nou bly hier net 7 dinge oor. Nou vir die tweede plek, wil ek nie 'n 4 hê nie. So, ek moet my 4 ook 'n bietjie eenkant sit, ek kan hom nie kies vir die tweede plek nie. So hier bly nou net 6 dinge oor waaruit ek kan kies vir die tweede plek. Goed, een van hulle gaan ek kies, maak nie saak watter een nie. Kom ons sê sommer dit was die D. Dit kon letterlik enige iets gewees het, wat ons is net besig om te tel hier. Nou vir die derde plek, mag ek weer nie die letter 4 kies nie. So hy is nog steeds daar een kant, ek mag hom nie gebruik nie. Ek mag 1, 2, 3, 4, 5 dinge wel gebruik. So daar is 5. En maak nie saak watter een ek gekies het nie. Kom ons sit hom daar in. Goed, nou bly daar nog 5 plekke oor. En ek het nou geen beperking op wat ek mag kies nie, so die 4 kan terugkom na die groepie toe. Hy is nog nie gebruik nie. En ek het nou 5 plekke en ek het 1, 2, 3, 4, 5 dinge om daarin te rangskik, so dit gaan wees 5 fakulteit. So my aantal maniere sal wees 5 maal 6 maal 5 maal 5 fakulteit. Maar hulle vra vir my waarskynlikheid. So die waarskynlikheid
Ja, kom ons sê maar letter en dan 'n 4 of nie 'n 4 nie en nog nie 'n 4 nie. So kom ons sê nie 4 en 4 nie. Sal wees 5 maal 6 maal 5 maal 5 fakulteit, want dis die aantal maniere waarop ek dit kan doen, en dan deel ek dit mos deur die totale aantal maniere wat ons hier in vraag 1 uitgewerk het, wat 8 fakulteit was, en dit gee vir my 25 op 56. So ek dink dit help baie as 'n mens dit prakties doen, en jy kan letters hier sit, jy het nou nie 'n bord in die eksamen om mee te skuif nie, maar jy krap hulle dood en skryf hulle, sodat jy kan aanhou tel. Goed, kom ons gaan na vraag 3 toe. Nou wil ek weet, wat is die waarskynlikheid dat die 6de plek nie 'n F of 'n K sal wees nie? Maar mens begin altyd by die een waar hulle iets gespesifiseer het. So die 6de plek moet nie 'n F wees nie, en dit moet ook nie 'n K wees nie. So daai twee kan ek nie kies nie. So vir die 6de plek het ek 1, 2, 3, 4, 5, 6 keuses. En die 6de plek is 3, 4, 5 is hier. Daar het ek 6 keuses. En nou bly daar nog 7 plekke oor. Nou dit maak weer eens nie saak watter een ek gekies het nie, sê ek het die D gekies. Nou vir geen ander plek is daar enige spesifikasie nie, so my F en my K is terug. Ek kan hulle nou ook kies, en as jy tel sal jy sien ek het 7 hier, tyd, ek wou nie dit gedoen het nie. Ek het 7 hier, en ek het nog 7 plekke oor, en 7 dinge in 7 plekke gee vir my 7 fakulteit maniere. So die aantal maniere wat ek die nie 'n F en 'n K sal hê nie, is 6 maal 7 fakulteit. En die waarskynlikheid dat ek nie 'n F of 'n K gaan hê nie, gaan dan die aantal maniere waarop ek 'n F of 'n K of nie 'n F en 'n K sou hê nie, gedeel deur die totale aantal maniere wat ons weet 8 fakulteit is. En dit gee vir my 'n 3/4. Ek wil net sê dat daar ook 'n ander manier is, en dat daar die ander manier dikwels baie handig is. So ek wil tog daarna ook kyk. So die ander manier om die vraag te doen, is om te kyk na wat is die kans, wat is die waarskynlikheid dat ek wel 'n F of 'n K sal hê. So kom ons sê, waarskynlikheid vir 'n F of 'n K, waarskynlikheid vir 'n F of 'n K sal dan vir my gee, ek kan 2 keuses maak op die 6de plek. Dit kan of die F wees, of die K, so bring die F soontoe, kon enige een gewees het. En dan bly ek weer met 7 dinge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, op 7 oop plekke, so die waarskynlikheid dat ek wel 'n F of 'n K sal kies, gaan 2 maal 7 fakulteit wees, en dan moet ek dit deel deur die totale aantal maniere, en dit gaan vir my 'n kwart gee. En dan moet jy onthou, dat die waarskynlikheid, kom ons skryf liewerster 'n P, dit is tog vinniger. Die waarskynlikheid dat ek nie 'n F of 'n K gaan hê nie, gaan wees 1 minus die waarskynlikheid dat ek wel 'n F of 'n K het.
So dit gee vir my 1 minus 'n kwart, wat ook 'n 3/4 is. Goed, ons laaste vraag. Bereken die waarskynlikheid dat die kode met 'n P sal eindig. So ons gaan weer eens daar waar hulle vir ons iets gespesifiseer het, dis waar ons begin. En hulle het vir ons die laaste plek gespesifiseer en hulle sê dit moet 'n P wees. So daar is net een manier waarop ek die P kan kies. En dan bly daar 7 dinge oor vir die 7 ander plekke, so dit is 7 fakulteit maal 1 maniere. So die waarskynlikheid dat ek eindig op 'n P gaan wees 7 fakulteit gedeel deur 8 fakulteit en dit is 1 op 8. Hulle kan dalk vir jou vra om die getal as 'n desimaal te skryf of selfs as 'n persentasie. So as jy dit as 'n persentasie wil skryf, dan gaan jy dit net met 100 maal. So 1 op 8 maal 100 en dit gaan vir jou 12,5% gee. Onthou, waarskynlikhede kan as 'n breuk geskryf word, soos ons 1 op 8, so as hulle niks spesifiseer nie, dan stop jy daar. Dit kan ook as 'n desimaal geskryf word, en dit kan ook as 'n persentasie geskryf word.